Baie welkom by ons Digi-diens vandag. Ons tema vandag is, moenie dat mense jou vreugde steel nie. Nou ek glo, almal van ons wil graag in vrede lewe met die mense rondom ons. Ons gaan hulle geluk, ons gaan hulle vrede, ons gaan hulle voorspoed. Maar ongelukkig is ons mense wat jou vreugde kan kom steel as hulle jou belieg en beroof, as hulle jou verkil, as hulle kom en dinge van jou sê wat nie waar is nie. Dit kan nog hulle mense vreugde steel. En dan kan ons vra, maar hoe moet ons as gelowiges, as kinders van die Here, dit hanteer? Maar kom ons kyk wat sê Paulus hier in Romeine 12 van vers 17 tot 21. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Paulus begin nie deur te sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Kyk, van nature is ons mos maar so, as iemand iets aan my doen, wil ek terug doen. As hy my slaan, wil ek terugslaan. As hy my beledig, dan wil ek hom terug beledig. Maar Paulus sê nee, hy sê dis wêrelds. Dis wanneer 'n mens deur jou sondige natuur beheer word. Hy sê nee, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. En dan sê die wyse Salomo hier in Spreuke 24 die volgende. Moenie sê, soos hy aan my gedoen het, sal ek aan hom doen. Ek sal hom terugbetaal vir wat hy gedoen het nie. Die Paulus sê, gee dit liewer oor aan die Here. Gee die saak, gee die persoon in die Here oor wat jou veronreg het. Want die Here kan dit in elk geval baie beter hanteer as jy. As iemand my veronreg, dan sê ek vir die Here, Here, wil U hom maar uitsorteer. En dit is soveel beter om dit maar liewer vir die Here te gee. Want die Here se oordeel is soveel beter as ons in. En dan sê Salomo weer hier in Spreuke hoofstuk 20. Moenie sê, ek wil my breek oor die kwaad wat my aangedoen is nie. Vertrou op die Here en hy sal jou help. God se oordeel is baie beter as joune. God is die Almagtige. Hy weet wat die beste is. Vertrou liewer op hom as wat jy self probeer om dinge uit te sorteer. En dan lees ons in Psalm 37 vers 1 tot 3 die volgende. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie. Want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Daarin sê Paulus, oorwin die kwaad deur die goeie. Hy wil as te ware vir ons kom sê, dink eers net 'n bietjie voor jy doen. Hy sê, dink dit wat vir alle mense goed is, wat die beste sal wees. En dan kom hy met eintlik 'n onwêreldse, onlogiese voorstel. Hy sê, maak die ou wat jou veronreg het, maak hom skaam. Verras hom, want die ou wat jou veronreg het, verwag dat jy die slegste aan hom gaan doen. Maar hy sê, doen dan goed aan hom. Geef hom dit wat hy nodig het. Kyk wat staan hier in vers 20. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. So oorwin jy die kwaad deur die goeie. Paulus sê vir ons hier so in die 4de plek, hy sê dat ons in vrede moet leef met alle mense. Maar dit is ook nogal belangrik dat 'n mens jou ingesteldheid reg kry. Dat jy ook sal besluit, jy gaan nie dat mense deur hulle optrede jou vrede en vreugde steel nie. Iemand het eendag vir my gesê wat deur mense aangeval is, toe sê hy, ek gaan nou nie laat hierdie mense my vreugde steel nie. En sy bedoeling daarmee was dat hy nie die hele tyd daaroor gaan top nie, dat hy nie die ouens gaan probeer terugkry nie, dat hy nie self probeer om hierdie ding te beredder nie. Want hy sê, maar ek gaan net uit my gedagte uitkry, ek gaan aan met my lewe. En dan 'n teks wat my altyd bybel en wat ook in hierdie gedeelte staan, is hier in vers 18, waar Paulus sê, sover dit van jou afhang, sover dit moontlik is, leef in vrede met alle mense.
Nou is veral twee dinge wat my opval. Die een is, as dit moontlik is. En nou, dis nie altyd moontlik om met almal in vrede te lewe nie, want baie mense wil nie met jou in vrede lewe nie. Hulle wil nie reg maak nie. Aan die ander kant staan daar, sover dit van jou afhang. Dit wil sê, sover dit van my afhang. En ek moet my kant skoon nou, en ek moet probeer om in vrede te lewe met alle mense, sover as wat ek kan. En om in vrede te lewe beteken nogal 'n bietjie opoffering, moeite. Dis 'n aksie. Want Jesus sê in Matteus 5 vers 9, hy sê, gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En die aksie kom ook, as jy kyk na Psalm 34, daar staan in vers 15, soek vrede en jaag dit na. So dis iets wat jy moet doen. Maar die wonderlike wat Jesus hier sê, as ons vredemakers is, dan sal ons kinders van God genoem word. Dit wil sê, iets van ons kindskap van God word sigbaar wanneer ons in vrede met ander lewe. Maar nou kan jy vandag sê, dit klink nou als wonderlik. Maar hoe kry mens dit reg? Wel, dan moet ons teruggaan na die begin van hierdie hoofstuk, Romeine 12, vers 1 en 2. En hier sê Paulus, juis omdat die Here vir ons so goed is. Hy sê, daarom moet ons 3 dinge doen. Ons moet onsself oorgee. Hy sê, ons moet nie in hierdie wêreld gelyk word nie. Ons moet nie soos die wêreld wees nie. Maar ons moet God toelaat om ons denke te vernuwe. Ons moet God toelaat om ons te help om nie te begin dink. Om te begin dink soos God dink, sodat ons sy wil verstaan. En dan sal ons ook in staat wees om nie deur ons eie begeertes en deur ons eie sondige natuur en emosies beheer te word nie. Maar dan sal ons in staat wees om die goeie of die kwaad deur die goeie te oorwin. Mag u ook beleef en mag u ook die wysheid hê om die kwaad deur die goeie te oorwin en nie toe te laat dat mense en hulle optrede jou vreugde steel nie. Kom ons wees vredemakers. Kom ons jaag die vrede na. Kom ons leef in vrede, sodat hierdie kunskap van God ook in ons sigbaar kan wees. Mag jy ook vandag die vrede en die vreugde belewe wat die Here vir jou kan gee. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vandag U kan aanbid in die naam van Jesus Christus, en dankie o Heilige Gees dat U by ons is, dat U in ons is, dat U om ons is, dat U ons ook verander om meer en meer soos Jesus te word. Dankie dat U ook kom en ons herinner aan dit wat Jesus in die Bybel sê, en wat hy ook gesê het toe hy op aarde was. En Here, ons wil ook graag vrede en vreugde beleef. Maar so dikwels kom steel mense dit van ons. Maar wil jy ons denke kom vernuwe, sodat ons soos U kan dink, wil jy van ons vredemakers maak, sodat iets van U en ons kunskap ook kan sigbaar word in hierdie wêreld. Help ons en lei ons deur U Gees daartoe. In Jesus naam, amen.